Vriende, goeiemôre. Die meeste van julle het ek al so gewyf, die voorste ry of 2. Daar is mense wat daar agter parkeer wanneer ek al hier op die dam is en dan kan ek julle nie groet nie. Kom ons draai so 'n bietjie na mekaar toe en ons wyf maar vir mekaar. Ek dink ons is nou weer in 'n tydstip waar ons die kontak met mekaar so ver as moontlik moet vermy en ons afstande maar moet handhaaf en die maskers moet dra. Ons kan maar net met ons lidmate gesels wat COVID gehad het, wat vir jou vertel dat dit nie 'n lekker siekte is nie, die wat dit in elk geval oorleef het, en dat ons maar versigtig moet wees. So, hartlik welkom vanoggend aan julle. Ek sien hier's 'n hele paar van ons verjaarsdag maats wat hier is vanoggend. Ek hoop julle gaan dit geniet hierdie week en dat julle sommer net met oorvloed bederf sal word. Ek hoor ook van mense wat so 'n bietjie gaan rondloop in die tyd, aan hulle wat so 'n bietjie gaan wegbreek of wie se kinders uit die buiteland kom kuier. Ons hoop dat die volgende paar weke ook vir julle voorspoedig gaan wees. Party van ons wat verjaar hierdie week het hulle vrouens weggestuur en ja, ons hoef nou nie verjaarsdaggeskenke vir hom te bring nie. Sy vrou het teruggekom. Sy het besluit dis lekkerder by die huis as daar in die Kaap. So, vriende, dankie dat julle vanoggend hier is. Dis lekker om saam met julle in die erediens te wees. Iemand het vanoggend gevra of ons nie weer die klok kan begin lei nie. So ek dink van volgende Sondag af gaan ons weer die klok ook lei, dat ons daarom net die gevoel het dat ons in 'n erediens is en dat ons onder die gelui van die klok ook die diens kan begin. Kan ek hoor of hier vanoggend besoekers is? Flits vir ons die ligte. Ek het verlede week was daar 'n GP bakkie gewees wat ek dink Amanda het daar langs jou gestaan en ek het nie seker gemaak wie dit is na die tyd, omdat ons nie meer koffie drink nou in hierdie dae nie. Is daar besoekers? Daar by Elsa, hulle is 'n besoeker in die voertuig, weet ek. Aan haar baie welkom. As daar nou iemand wat skaam is, dan of nie weet waar die motor se ligte sit nie, dan verstaan ons dit. Baie welkom aan jou ook. Die jong maats, die Fong Juniors kan na die saal beweeg. Tannie Annemie wag daar vir julle. Ek hoor sommer die klaviertokkel daar in die agtergrond. So die jong maats voorskool tot graad 6 kan daar na die saal toe beweeg. Tannie Annemie en haar span wag daar vir julle. Vriende, dan soos ek vanoggend hier staan, is ek op Witbrood. Julle sal dit nou nie glo nie. Ek is op Witbrood. Vanoggend 28 jaar gelede het ons die oggend in Victoria Bay wakker geword na ons eerste huweliksnag. Ons is hier by George Moederkerk getroud, gister 28 jaar gelede. En ja, die Here het ons geseën met 28 jaar se getroude lewe. Ons het gisteroggend toe ons wakker word, sommer die gedagtes ver laat teruggaan, en ons is die Here innig dankbaar dat hy vir my en Karin gespaar het vir 28 jaar, en toe ek nou vanoggend wakker word en ek het so moegheid oor my, toe wonder ek of dit nou 28 jaar terug se nag is daar in Victoria Bay, want ons Witbrood, onthou, ek het julle al vertel, ek was in die weermag daai tyd. Ek het met my 7 dae pas het ek getrou, so toe het ons hier in Victoria Bay kom Witbrood hou, en toe moes ek weer teruggaan daar na Oudtshoorn toe, na infanterieskool om my weermag klaar te maak. So ja, ek glo dat daar van julle is wat dubbeld ons aantal jare getroud is. Ek kyk sommer na Pieter en Sue, ek dink hulle tweede huwelik is al langer as ons eerste huwelik. Ek dink julle is al oor die 30 jaar getroud. So, ja, ons is dankbaar vir die baie jare wat die Here ook vir ons gun om getrou te wees. En daarmee saam, weet ek is daar ook maar 'n stuk hartseer, want daar is van ons wat vanoggend ook hier is, wat baie seer kry het rondom dit wat in die huwelik gebeur het, en ons wil vanoggend sommer vir julle ook spesiaal kom bid, en vra dat die Here se genade en se troos ook vir julle genoeg sal wees. Ek kan ook nie help om te sien dat die mense is vanoggend wat herstel het na die COVID nie.
wat weer na 'n lang tyd saam met ons is. Ons is die Here so dankbaar dat hy ook julle gesond gemaak het en dat julle hier kan wees. Ons harte is vanoggend seer oor Theo van Rooyen wat weggeneem is, wat huis toe is. Daar is nog nie reëlings nie, ek het met sy seun gister gepraat, sodra daar enige reëlings is rondom sy diens, sal ons dit so aan julle kommunikeer, maar ek weet ons het ook een Sondag spesifiek hier vir Theo gebid, toe Henning kom vra dat hy die tyding gekry het, dat dit nie goed gaan met Theo nie, so kom ons dink ook aan die Van Rooyen familie in hierdie tyd. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, dis vir ons goed om hier te wees. Dis so 'n voorreg, Here, om op te staan. Met 'n nuwe dag wat op ons wag. Met gesondheid wat U vir ons gee. Met al die vooruitsigte van dit wat in 24 uur vir ons opgesluit lê. Here, ons wil dit nie as vanselfsprekend aanvaar dat ons maar net soggens wakker word en dat nog 'n nuwe dag begin het nie. Ons wil vanoggend bewustelik, Here, dankie sê vir lewe, vir 'n asem, vir kragte en vir die vooruitsig om hierdie dag ook deur te bring en U te verheerlik. En watter groter voorreg nog, Here, is as ons as die kinders saam is, om voor U te buig en U te aanbid. Om as gemeente van Oud-Nikoland voor U te buig en te sê, Here, U is 'n wonderlike God. U is die God wat gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde bly, wat vir ons dra, wat vir ons liefhet, wat vir ons genees, wat vir ons sorg. Here, vanoggend kom ons met 'n behoefte in ons hart, dat ons U stem sal hoor. Kom praat met ons, Here. Ons as U kinders luister. Dankie vir U woord. Ons bid dat U dit vir ons sal oopbreek, soos wat U ook die brood gebreek het. Daar by die meer, breek ook nou vir ons die lewensbrood, sodat ons honger gestil kan word. Uit genade bid ons dit. Amen. Vriende, ek wil so 'n bietjie met julle gesels vanoggend oor tyd. Ek het in my e-pos Vrydag wat na julle toe uitgestuur is, ietsie daarvan verwoord. Nou die Bybel het baie te sê oor hoe gelowiges hulle tyd moet gebruik. Die een versie wat ek vanoggend wil lees en wat vir ons baie duidelik uitstaan soos 'n paal bo water, is Efesiërs 5 vers 16, waar daar staan, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons leef in 'n goddelose tyd. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons leef in 'n goddelose tyd. Die ou vertaling, waarmee julle dalk meer bekend is, het gesê, koop die tyd uit, want die tye is boos. Toe ek hierdie week oor tyd nagedink het, en oor hierdie teks, het dit vir my gevoel asof die Bybel vir ons kom sê, dat ons oor tyd moet dink, soos 'n entrepreneur. En in ons dag, weet ons, is dit amper die woord wat oral rondgegooi word, entrepreneurskap. Ek sien maar net rondom die besigheidsmense, as dit nie vir entrepreneurskap was nie, dan sou baie van ons mense dalk in die nuwe bedeling gevou het, maar is juis omdat mense entrepreneurskap ernstig gevat het en dit beoefen het, dat ons dit reg gekry het om ook in 'n konteks
onsself te kan posisioneer en te kan oorleef. Maar 'n entrepreneur is altyd opportunisties. 'n Entrepreneur soek altyd vir geleenthede om geld te maak. Hy soos 'n, kan ek amper sê in rugby terme, soos 'n senter wat 'n gaping soek en wat daai gaping wil vat. En so moet ons as Christene eintlik ook wees. Ons moet geleenthede soek wat ons kan benut om die tyd uit te koop, want tyd is 'n kosbare kommoditeit. Ons moet as Christene geleenthede soek om die dag vol te maak en elke oomblik te benut om God te verheerlik en God se naam groot te maak. Ons moet soos 'n entrepreneur geleenthede soek waar ons ouers kan eer, waar ons kinders kan lief hê, waar ons die dankies vir mekaar kan gee, waar ons van tyd tot tyd ook vir mekaar kan sê ek is jammer. Ons moet geleenthede soek, soos wat ons in 40 dae geleer het, om mekaar te dien. Ons moet soos 'n entrepreneur op die uitkyk wees vir geleenthede, nie om geld te maak nie, maar om ons tyd ten beste te benut. Ons sukkel nogal as mense om in die nou te leef. Ek betrap myself dikwels dat ons die hele tyd besig is om uit te sien na iets wat in die toekoms gaan gebeur. Ek het in die week saam met iemand gekuier en hulle sê toe dat hulle 'n bespreking in die Galagadi moet prysgee volgende jaar, Mei maand, of ek nie sal belangstel om die bespreking by hulle oor te neem nie. Dis 'n kampbespreking. En julle sal nou nie glo hoe ek het maar min breinselle hierbo, hier's net so 1 of 2 torre, maar hoe daai tor nou by die Galagadi loop vashak het, en ek begin droom het oor volgende jaar Mei maand. Die bespreking is nog nie eens op my naam nie, maar hoe ek begin uitsien na die Galagadi en my beplanning al reeds begin doen en kyk of dit op die kalender buitekant Pinkstertyd val ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Ons is altyd aan die leef vir môre en oormôre, dit wat wag. Of aan die ander kant is ons baie lief om te top oor die verlede, terug te leef in die goeie ou dae toe dinge anders was. Toe kan ek maar amper spottenderwys sê, toe al die munisipaliteite soos Mosselbaai-sinne was in ons land. Toe alles nog gewerk het en toe gesinne nog anders gelyk het as wat hulle vandag is, toe die skool anders was as wat dit vandag is, toe onderwysers anders was as wat onderwysers vandag aan blootgestel is. Maar ons sukkel om in die nou te leef. Om vandag te leef asof dit my laaste is. Dis hoekom een van die psalms ook sê, vandag is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees. Ons vergeet dat ons vir die nou, vir die hier, vir vandag moet leef. Nou kinders is nogal 'n goeie voorbeeld van mense wat bewustelik leef. Wat bedoel ek daarmee? Ek onthou toe ek destyds op Albertinia was, Goudsmond was deel van die gemeente, en dan ry mense so elke tweede Sondag Goudsmond om daar te gaan preek. Later jare het ek Goudsmond toe gery, ek het nie eers die see gesien en ek het teruggekom Albertinia toe. Jy het so gewoond geraak aan die see dat dit nie meer vir jou iets nuuts en wonderliks was nie. Ek beloof julle, dit is nie my ingesteldheid hier nie. Die Here het my bewus gemaak daarvan dat jy die goed wat jy sien en met jou sintuie waarneem moet geniet, dat jy dit moet waardeer bewustelik,
dat jy bewustelik soggens, as jy jou vensters oopmaak, jou gordyne oopskuiwe, julle wat in die see bly, die see kyk en sê, wauw Here, dankie vir die see. Ek waardeer dit. Die see is vandag anders as wat hy gister was. Dit is so 'n mooi dag. Ons wat na die berge toe kyk, die berge lyk vandag anders. Here, dankie, ek sien dit raak. Dit is so mooi. Ek waardeer dit. Groot mense word wakker in die oggend en dan dink hulle, ag, dis net nog 'n gewone roetine werksdag. Hy moet ook maar verbykom dat ek vanaand by die huis kan kom en kan gaan rus. Kinders sien elke dag as 'n avontuur waar nuwe ontdekkings gemaak word. Ek wil julle terugvat na die tyd toe julle kinders klein was. En waar ons kinders vir ons eintlik hierdie ding kom leer het. Hoe daai 1-jarige, 2-jarige, 3-jarige kindjie 'n klippie optel en daai klippie bekyk asof dit meer waardevol as 'n diamant is. En daai klippie bestudeer en hom vashou en aan hom lek en hom vryf, asof dit die wonderlikste ding is wat hy nog ooit vasgehou het. Kinders leer ons om bewustelik met ons sintuie goeders te sien, waar te neem, dit te geniet, dit te waardeer. Ek kry hierdie stukkie wat ek ook met die e-pos aan julle gestuur het, wat dit bevestig. Toe ek 'n kind was, het ek gedink daar's nog baie tyd vir droom, dink en beplan. Ek het sorgeloos gespeel en tyd verwyl. Ek het bly dink aan eendag. Later, toe ek 'n jong mens was, het ek bly dink aan eendag. Ek het vanoggend wakker geword en besef, elke dag is een dag. Môre is geen gegewe nie. Elke dag is net genade. Die tyd glip so sandkorrels deur ons vingers. Daarom moenie leef vir een dag nie. Leef vir vandag. Dit het nou so mooi aangesluit by een van ons lidmate wat in die week ontslaan is uit die hospitaal en wat vir my toe nou 'n boodskap stuur en sê die dokter het vir haar gesê, jy moet doen wat op jou bucketlist is, want die Here het vir jou 'n tweede kans gegee. Jy moet doen wat op jou lysie is van wat nog gedoen moet word, die goed wat jy nog graag wil doen of wil bereik in hierdie lewe. Jaag daarvoor, gaan daarvoor, want jy het 'n tweede kans gekry. Nou wil ek vanoggend amper vir jou vra, as daai boodskap nou vanoggend na jou kant toe kom en die dokter sou vir jou gesê het nadat jy herstel het van COVID, doen wat op jou bucketlist is. Doen wat op jou lysie is van die goeders wat jy nog graag wil doen of plekke wat jy wil besoek of iets wat jy nog moet doen. Wat sal dit wees? Wat is die goed wat jy nog wil doen voordat jy jou laaste asem uitblaas? Ek sal graag nou 'n vlieg daar in jou voertuig wil wees om dit net te hoor. Miskien moet julle dit dalk vir mekaar gou sê, want ek sien hier's van julle wat met mekaar sit en chi, met mekaar praat. Sê gou vir mekaar, wat is daai 1 of 2 goed wat op jou te doen lysie is, wat jy nou graag sal wil doen voordat jy die laaste asem uitblaas? Goed, die gesprek kan julle rustig rondom die braaivleisvuur vanmiddag gaan voortsit, of rondom daai gebraaide skaapbout met die aardappels, daar in die kombuis, julle kan die gesprek daarop voortsit. In aansluiting hierby lees ek die afgelope week wat Betty Smith gesê het, ek weet nie wie sy is nie, maar sy sê 'n mens moet na alles in die lewe kyk, asof dit die heel eerste keer is, dat jy daarna kyk. Of asof dit die heel laaste keer is, wat jy daarna gaan kyk.
En dit onderstreep maar net weer wat ek net nou gesê het van die bewustelik leef. Ek moet na iets kyk asof dit my heel eerste keer is dat ek daarna kyk, in verwondering, in 'n wow oomblik. Of ek moet na iets kyk asof dit my laaste keer is dat ek na hierdie ding kyk. Dan sal 'n mens se tyd, sê sy, op aarde gevul wees met sin en betekenis, as 'n mens na die mense, na die dinge, na alles rondom jou kyk, asof dit die eerste keer is dat jy daai persoon sien, of asof dit die laaste keer gaan wees, wat ek hierdie persoon te sien gaan kry. Ek lees die volgende storie raak, met die begin van 'n akademiese jaar, het die professor gesê, almal moet die studente rondom hulle groet, en leer ken, want hulle ken mekaar eintlik nie. Toe een van die studente omdraai om te groet, het 'n ou dame gesê, "Hi handsome, my name is Rose. I'm 87 years old. I always dreamed of having a college education, and now I'm getting one." Op 87 het sy altyd gedroom om 'n college opleiding te hê, en hier het sy haarself kom aanmeld, sy is in 'n posisie om dit te doen. Rose het blykbaar 'n legende op die kampus geword. Sy het selfs gevra om by die voetbaldiner as gasspreker op te tree. En sy het wyse woorde gesê wat ek glo baie van julle ook alreeds vir my gesê het. We do not stop playing because we are old. We grow old because we stop playing. Ek wil dit weer sê. We do not stop playing because we're getting old. We grow old because we stop playing. Met daai toespraak het sy 4 dinge vir die gehoor gesê. Sy het gesê, jy moet elke dag lag. Sy het gesê, jy moet 'n droom hê waarvoor jy lewe. Sy het gesê, enige mens kan oud word, maar nie almal word volwasse nie. Almal word oud, maar nie almal word volwasse nie. En dan sy gesê, mense het gewoonlik nie berou oor wat hulle gedoen het nie, maar oor geleenthede wat hulle nagelaat het om iets te doen. En daarom, onderstreep sy ons teks vanoggend, moet jy die beste gebruik maak van elke geleentheid. En daai geleentheid wat oor jou pad kom, benut. Ons moet soos Christelike entrepreneurs wees, wat na die geleenthede soek, wat die Here in elke dag vir ons opgesluit gee, en ons moet dit benut en die beste daarvan maak. 'n week na die gradeplegtigheid en die ontvangs van haar graad, het Rose in haar slaap gesterf. Meer as 2000 studente het haar begrafnisdiens bygewoon. Vriende, ek wil klaarmaak. Ek dink die een ding wat ons in COVID tyd geleer het, is dat eintlik niks meer vanselfsprekend is nie. Ons moet dinge waardeer. Die feit dat ons vir jare in 'n kerk kon sit en waar dit vanselfsprekend was, is van ons weggeneem. Dat ons sonder maskers en met vryheid kon rondbeweeg, is van ons weggeneem. Op 'n stadium het ons allerhande inperking gehad rondom die tipe van goed wat ons mag koop. Ons mag nie by ons geliefdes in die hospitaal en by die ouetehuise kom nie. Goed wat in die verlede vanselfsprekend was. En daarom het COVID ons geleer om daai goeders te waardeer. Om mense te waardeer, om by mense te wees, en om as gesinne in mekaar se teenwoordigheid vir daai aanvanklike 5 weke te wees, en net na mekaar te kyk asof dit die eerste keer is wat ek my kinders sien en my ouers sien, en of asof dit die laaste keer is wat ek hulle gaan sien, en ons het mekaar lief en ons waardeer mekaar, en ons sien dit as 'n geleentheid uit die Here se hand.
Ons moet bewustelik leef. Bewustelik, ons moet kies. Ons moet raak sien wat die geleenthede is wat die Here vandag vir my gee. Dit nie net laat verbygaan nie. Daar's 'n storie van 'n predikant wat eendag 'n roerende preek gelewer het, maar gedurende die boodskap staan een van die ouderlinge, oom Stefaans, op en hy stap by die kerk uit en die dominee is heeltemal verslae oor oom Stefaans dood eenvoudig net opstaan en uitloop. En hy dink by homself, waarom sal oom Stefaans nou net uit die kerk uitloop? En na die diens kom oom Stefaans se vrou na hom toe en sy sê, ag dominee, ek hoop nie my man het jou ontstel nie. Oom Stefaans loop nou al vir jare so in sy slaap. Ek wonder wat het die dominee gedink. Ons kan nou lekker glimlag as ons die storie hoor. Maar soms leef ons ook so. Ons is wakker slaapwandelaars. Ons liggaam is op een plek, maar ons kop is nie daar nie. En nou wys hy 5 vingers na my wat Jan Fourie is. Jy sit aan die etenstafel, maar jy's eintlik nie daar nie. Jou kop is op 'n ander plek. Daar lê 'n selfoon of hy's in jou hand, jy's daarmee doenig terwyl jy eet. Jy dink aan iets wat nog gedoen moet word en jou teenwoordigheid aan die etenstafel. In liggaam is jy daar, maar jou kop is nie daar nie. En dis die grootste geskenk wat ons vir mense kan gee, is ons teenwoordigheid, is juis ons teenwoordigheid. Is jou daar wees. Daarom, eet as jy eet, gesels as jy gesels, leef teenwoordig, leef bewustelik, geniet daai geleentheid asof dit die laaste keer is, dat jy saam met jou mense gaan eet, dat jy saam met hierdie vriende kuier, dat jy saam met ander gelowiges in die erediens is, geniet dit, waardeer dit asof dit die heel eerste of die heel laaste keer is, dat jy dit gaan doen. Vriende, mag dit ook van ons waar wees, dat ons Christelike entrepreneurs sal wees, tyd-entrepreneurs, wat nie 'n geleentheid by ons sal laat verbygaan nie, maar dat ons elke geleentheid sal sien as 'n geskenk uit God se hand, en daai geleentheid sal gryp, carpe diem. Ek het, nou is die akteur se naam uit my kop uit, ek het in hierdie week juist toe ek oor carpe diem ook nadink, die video gekyk van daai film, waar hierdie uitdrukking gebore is. Die akteur, hy is nou uit my kop uit, Mrs. Doubtfire, was een van die rolle wat hy vertolk het, wat uiteindelik depressie gehad het en toe nou selfmoord gepleeg het. Hy het gesê, Robin Williams dink ek, is dit Robin Williams, hy het die uitdrukking bekend gemaak, carpe diem, in daai skool waar hy 'n onderwyser was. Gryp die dag, wees Christelike tyd-entrepreneurs, soek na die geleenthede wat die Here vir ons opgesluit laat lê in elke dag en maak die beste daarvan bewustelik. Wees teenwoordig. Moenie net laat jou lyf daar wees nie. Laat jou kop ook daar wees en dit geniet en waardeer wat die Here vir jou gee. Koop die tyd uit. Here, ons kom vanoggend na U toe en bely maar net dat ons dikwels belangeloos is. Here, maar net deur die routines van elke dag gaan goed miskyk, boelangs leef, oppervlakkig, dat ons tyd en geleenthede vermors. Maak ons oë oop, Here, vir die wonderlike geleenthede wat U vir ons gee, en dat ons bewustelik, by wyse van 'n keuse, elke oggend sal opstaan en sal sê, Here, gee my nuwe oë en nuwe ore en nuwe tassintuie, dat ek die goed wat ek sien en beleef,
kan geniet asof dit die heel eerste keer is. Asof dit dalk die heel laaste keer is. Here, U is vir ons so goed. U hou nie van ons geleenthede terug nie. U skenk dit juis aan ons, om daai tyd uit te koop en die beste daarvan te maak. Here, mag ons dan ook hier by Oud-Nikoland die tyd uitkoop en die beste gebruik maak van elke geleentheid om U te eer daarmee, omdat die tyd ook aan U behoort en deur U aan ons geskenk word. Here, ons bid vanoggend vir ons land en sy mense. Ons bid vir, ek dink sommer aan 'n oomie daar op Albertinia wat altyd gebid het vir die gewoel en die werskaf van mense. Here, in ons ou wêreld is alles so de mekaar en ons sien dat dinge, Here, anders loop is wat ons dalk aan gewoond is. En dat daar amper nie 'n land in hierdie wêreld is waar dinge mooi en glad loop nie. En so kan ek maar sê, Here, soos wat Efesiërs 5 kom sê, 'n bose tyd waarin ons leef, wil ons juis kom bid. Gebruik vir ons as U kinders, om vir mense te wys hoe tyd benut moet word. Hoe ons ook tyd benut om met U te kommunikeer, om ons verhouding met U te versterk, om van hierdie wêreld inderdaad 'n beter plek te maak. Ons bid vir ons mense op die gebedslys, hulle wat herstel het van een of ander krisis, gesondheidskrisis, COVID onder andere. Ons sê dankie daarvoor, Here. U is goed, U is groot, U is ons geneesheer. Vir hulle wat nog steeds daarmee worstel, ons bid, Here, dat U hand oor hulle lewe sal wees. Ons bid vir mense wat ook in hierdie dae vir 'n operasie gaan. Ons bid vir mense wat onder kankerbehandeling is. Ons bid vir hulle wat met ander krisisse worstel. Dalk rondom kinders of kleinkinders of ouers. Of hulle werksituasie. Of vriendekringe. Of familie. Here, ons kom lê onsself voor U neer en vra dat U sal voorsien in dit wat ons nodig het. Dankie vir ons gemeente en dat U vir ons in hierdie tyd saamgesnoer hou, by mekaar hou. Dis genade, as ons kyk hoe dit ook in ander plekke gaan, Here, waar mense uit mekaar uitspat en van mekaar verwyderd raak. Dankie vir hierdie unieke geleentheid, waar ons nog by mekaar kan kom en U mag aanbid. Seën ons in hierdie dag verder, as ons dit bid in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vir julle 'n lied speel. Ek onthou, ek het dit in 2019 vir julle gespeel, en ek dink amper Ben het op sy 80ste verjaarsdag die lied ook gespeel. Dis 'n lied van Bok van Blerk en Lorika Relg. Die lied is getiteld Ek het, wat maar net ietsie sê van die tyd wat ons moet uitkoop, dat ons dit wat op ons te doen lysie is, op ons bucket list, dat ons dit moet doen, die lewe moet leef in sy volheid. Vriende, kyk net hoe bevestig die Here vanoggend ook sy woord. 'n Vriend van my het vanoggend vroeg vir my 'n boodskap gestuur. Opportunities are always taken by people who are ready. Opportunities are always taken by people who are ready. Vriende, gaan geniet die dag, die geleenthede wat die Here ook in hierdie dag vir ons kom gee. Mag ons bewustelik daarvan kennis neem, asof dit die heel eerste keer is dat ons dit beleef en sien. Of die heel laaste keer wat ons dit gaan sien of beleef. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van julle wees en bly. Amen.